Goeiedag liewe luisteraars, wat 'n wonderlike voorreg is dit vandag weer om saam met u te deel rondom die woord van die Here. Die Here is goed, die Here is getrou en hy is vol liefde en barmhartigheid. Mag die Here u weer vandag seën deur hierdie kort bemoediging wat ek vandag vir u het uit God se woord. Kom ons sluit ons oë en ons vertrou die Here. Vader, ons dank u vir u liefde, u genade en u getrouheid. Ons dank u Here dat u sal werk in elke hart en elke siel, Here, in elke gedagte, my koning. My gebed is, Hemelse Vader, dat die Heilige Gees, Here, elke kyker, elke luisteraar sal vul, my God, Here. En daar, Hemelse Vader, Here, wat ons steltheid is, dat u sal werk daar. Ek bid, Here, dat die woord iemand sal vandag help, my God, in Jesus heilige naam. My gebed is, Here, dat u woord die harte sal raak, Here, die gedagtes, die denke, Here, en lewens sal verander in Jesus heilige naam. Met alle danksegging, my koning. Amen en amen. Amen, liewe luisteraars. Nou, die Here is goed, die Here is getrou, die Here is wonderbaar. Ek wil vandag net saam met u lees uit die boeke van Hebreërs 6 vanaf versie 9, waar die Bybel sê, maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter, dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie, hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. Dit is ons vurige wens, dat elkeen van julle end uit dieselfde ywer as vroeër aan die dag sal lê, totdat die dinge waarop julle hoop vervul is. Julle moet dus nie traag word nie, maar die voorbeeld navolg van die wat deur geloof en geduld deel gekry het aan die dinge wat God beloof het. Die Here sien sy woord en die lesing daarvan. Ek wil hierdie boodskap titel, God vergeet nie wat jy vir hom doen nie. God vergeet nie dit wat jy gedoen het nie. Liewe luisteraars, die Bybel sê vir ons uitdruklik hier in Hebreërs 6 vanaf versie 9, hy sê, maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig van beter dat julle gered sal word. God is nie onregverdig nie, hy sal julle werk nie vergeet nie, en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het, deurdat julle medegelowiges gedien het en nog dien nie. So, hy sal die werke wat jy gedoen het nie vergeet nie. Ek wil praat vandag met mense wat vandag bietjie afgedwaal het, mense wat vandag bietjie opgegee het in Christus. Ek wil praat met mense wat die Here verlaat het, wat besluit het, ons kan nie meer die Here dien nie. Mense wat besluit het, kyk, dit is nie die moeite werd om Christus te dien nie. Ek wil praat met daardie mense, want hulle het ervare van die krag van God, u het ervare van die liefde van die Here en u het van Christus afvallig geword. En met u wil ek vandag praat, as dit 1 of 2 persone is, wil ek met u praat uit hierdie skrifgedeelte waar die Bybel sê dat God vergeet nie wat jy die werke wat jy gedoen het nie, en dat jy jou medegelowiges hoe jy hulle gedien het nie. Ek wil praat, liewe broer, liewe suster, waar u vandag sit daar, en u wonder dalk op 2 gedagtes, moet u weer die lewe, die Here 'n kans gee in die lewe. U wonder dalk, is dit die moeite werd om weer eens die Here aan te neem? Is dit die moeite werd om weer my kruis op te tel en Christus te volg? U sien, elkeen van ons het stryd op hierdie pad, en ek verstaan as u stryd groter as myne is, as ek nie deurgegaan het waardeur u gegaan het nie. Ek verstaan al daardie dinge, maar waarvoor ek vir u kortliks vandag wil bemoedig, is dat die Bybel leer my hier in Hebreërs 6 vanaf vers 9, laat die woord van die Here vir my verstaan, dat God het u nie vergeet nie. Dit lyk dalk dat die Here u vergeet het, en dalk het praat mense so van u, dat dit lyk, nee, ek is klaar met Christus, of jy voel die ding wat jy gedoen het, is van so 'n aard dat God jou nooit sal vergewe nie. Jy voel dat dit wat jy gedoen het, dit wat jy in die oë van die Here verkeerd gedoen het, die sonde wat jy gepleeg het, voel jy dat die Here sal jou nie vergewe vir dit nie. Ja, as jy terugkom na God toe, na dit wat jy gedoen het nie. Dalk voel jy so, dalk voel jy kan nie weer, jy kan nie eers te skaam om jy kop op te lig en vir die Here te vra. Eers te skaam om jy knie te gaan buig en weer tot God te nader, want jy voel dalk, jy telke male het jy die Here aangeneem
en u het telke male die Here teleurgestel. Ek wil vir u vandag sê, dat ons God vergeet nie dit wat u gedoen het vir hom nie. Maar die Here vergewe en hy vergeet die sonde, want die Bybel sê dat hy is die een wat vir die sonde kom sterwe het. Die Bybel waarborg vir ons en die Bybel het nog nooit verander nie. Die skrif van God het nie verander nie. Die Bybel leer vir ons mense verander, maar Jesus Christus verander nooit nie. Daarom kan ons nie steun op die arm van vlees nie. Daarom kan ons nie steun op die negatiewe woorde van wat mense sê wat jy gedoen het nie. Die daad wat jy gepleeg het jy gepleeg. Luister mooi, dit staan, die woordjie het, dit beteken in die past tense, dit beteken in die verlede, dit het jy gepleeg. Dalk het dit gister gebeur, dalk het dit eergister gebeur, dalk het dit 'n paar maande terug gebeur, en jy voel dit so 'n groot ding, en die mense praat daarvan, en almal kyk jou met in daardie oë aan, en alles hy. Maar die vraag is, as jy die Here weer 'n kans gee, dat hoe kyk Christus na jou? Christus kyk na u met 'n vergewensgesindheid. Christus kyk na u met oop arm. Die Bybel sê vir ons dat die verlore seun het weggegaan. Hy het weggegaan toe hy homself alles uitgeniet het en al sy goede gedoen het by die varke se pele bevind, toe hy daar tussen die bakke van die varke sit en die kos van die varke begeer, toe besef hy, die Bybel sê, en daar het hy tot sy sinne gekom. Jy sien, hierdie verhaal van die verlore seun is nie dieselfde soos die verlore skaap nie, is nie dieselfde soos die verlore muntstuk nie, want by die verlore skaap het Jesus die verlore skaap gaan, het die herder die verlore skaap gaan soek, en by die verlore muntstuk het die vrou die verlore muntstuk gesoek, maar by die verlore seun het die seun self tot sy sinne gekom. Die seun het self besef, hier moet hy teruggaan na sy pa se huis toe, van waar hy hom nou bevind, is nie 'n goeie plek nie, maar die Bybel sê en hy het tot sy sinne gekom. Ek wil met u vandag praat, wat daar sit en u voel u is klaar, u kan nie meer nie, u sal liewer aangaan met die sonde, u gaan maar liewer in die drankbottel verval, u gaan maar liewer in die negatiewe houding het en net verkeerd praat, en u gaan maar liewer arrogant wees, u gaan maar net 'n bose persoon wees, jy het jou mind opgemaak, jy gaan maar nooit so wees en hulle maar sê van jou wat hulle wil, en jy is, u het dalk gevoel, u is nou aanvallend teenoor ander gelowiges, teenoor ander mense wat die Here dien, as u dalk nou aanvallend, van u het iets gedoen en u het die Here verlaat, of iemand het u seer gemaak, iemand het iets aan u gedoen en u het sien nie meer kans om Christus te dien. Hier is ek vandag. Ek weet nie wie u is nie, ek ken nie u naam nie, ek weet nie, dalk is u ingeskakel op hierdie program, van ek kyk na 'n opname, ek kyk na hierdie camera, en ek kyk hierin, maar ek kan nie sien wie agter die camera kyk nie, ek kan nie sien wie vandag na hierdie program luister nie, ek weet nie wie u is nie, so u sit vandag daar, en u sê, dalk pastoor jong, jy ken my nie, jy weet nie waar ek gegaan het nie, u kan baie dinge sê, u kan 'n klompie dinge dink, en die vyand het maniere van, die Bybel sê, ons gedagtes is die slagveld van ons, is die slagveld van die vyand, waar die vyand ons attack, van soos 'n mens dink, so sal hy wees, die Bybel sê, en soos ons glo ook, so sal dit wees, maar soos 'n mens dink, so sal 'n mens wees, van wat die hart van vol is, loop die mond van oor, en as ons hart vol boosheid is, dan sal ons monde daarvan oorloop, as ons hart vol negativiteit is, dan sal ons monde daarvan oorloop, as ons hart vol moord is, dan sal ons monde daarvan oorloop, maar die Bybel sê ook vir ons, bedrieglik is die hart bo alle dinge, maar die woord van God leer my dat God in die hart van die mens wil woon, dat God soek die hart van die mens. Die Bybel sê dat die Here sê dat ons hom in sy hart in ons harte innooi. Ons moet Jesus Christus in ons harte innooi. So die Here soek ons harte. Hy stel belang in ons siele. Die Here het nie behaag in die vlees nie, maar die Here help ons om gesond te lewe in hierdie vleeslike wêreld. En daarom die Bybel leer ons dat God het 'n behaag in ek en u se siel. Die Here het 'n behaag in waartoe ons gaan na hierdie lewe. En dit is belangrik dat ons wandel is nie na 'n tydelike aardse wêreld nie, maar ons wandel is na 'n ewige koninkryk, en die Bybel leer ons hier, hy sê, maar geliefdes, al praat ons in hierdie trant, is ons oor julle oortuig. Dit is wat Paulus sê, hy sê, hulle is oortuig oor die wat nou afvallig geword het, hy is oortuig oor die, en hy sê dat God het hulle nie vergeet nie, hy sê dat hulle is nie vergeet nie, dat die Here is bereid
om hulle weer op te tel. Die Here is bereid om u weer te aanvaar. Hy is weer bereid om saam met u te werk, om aan u te werk, om u op te lig, om by u te wees. Hy is altyd daar. Al verlaat ons die Here, as hy nog altyd in ons stryde, as hy nog altyd saam met ons deur daardie trek. Dit is net dat ons hom moet aanvaar en hom moet ken en moet bevestig met ons tonge en ons lippe. En ons moet Paulus sê, en hy bely daagliks moet hy bely en hom bekeer tot die Here Jesus Christus. Daarom wil ek vir u sê, liewe broer, liewe suster, ek ken nie u stryd nie, ek ken nie u sukkelsaak nie, ek weet nie wat u se probleem is nie, ek weet nie wat vir u afvallig gemaak het nie, ek weet nie wat dit is wat vir u terughou nie, ek weet nie wat dit vir u oorsaak is, dat u elke keer die Here verlaat nie, maar ek wil vir u hier sê, dat u soos die verlore seun moet wees, tot u eie sinne moet kom, en u dan 'n poging maak om terug na die koninkryk van God te kom. Dit is baie belangrik dat u terug na die koninkryk van God moet kom. En Jesus Christus is op soek na u. Hy gaan nog altyd, want hy weet u het afgedwaal en hy kom nog altyd agter u aan. Maar as u die vermoëns het vandag, net daar wat u sit, om tot u eie sinne te kom en te sien, en wanneer u rondom u kyk en u kyk na u huishouding en u kyk na u lewe, waar langs u nou al gefaal het, waar langs u nou al swakker geword het, en waar dinge nie meer vir u uitwerk nie, dan het u die vermoëns om te verstaan dat die Here alleen kan vir u uithelp. Dit gaan nie altyd oor materiële dinge wat God vir ons moet gee nie. Dit gaan nie altyd oor die seëninge, oor die huis wat moet uitgesorteer word of die kar, maar dit gaan oor dat God ons siele en ons gemoed en ons geloof en ons karakter moet verander, ons emosies moet verander. Dit gaan oor dat God van ons beter mense maak, om 'n beter lewe te hê en beter teenoor ander te lewe. Al lewe ander nie beter teenoor ons nie, maar ons moet die goeie lewe van die Here Jesus Christus uitleef teenoor ander, sodat ons liefde kan betoon, sodat ons die vrede van die Here kan betoon teenoor ander, sodat mense buite kan besef van die wêreld is al reeds boos, die wêreld is al reeds deurmekaar en ons lewe in die laaste dae. So ons moet nou ons lewens, ons karakter, ons attitudes, ons gesindhede moet ons nou reg het in Christus, sodat die liefde van God geontbloot kan word en mense kan aanraak, dat mens kan verstaan dat Jesus Christus 'n werklikheid is in u lewe. Die Here kan u optel, want u ken die krag van God. Liewe suster, u wat die Here verlaat het, u wat voel u is klaar met Christus, ek wil vir u sê, u ken, u weet wat die Here kan doen. My broer, u weet wat die Here kan doen. Pastoor, u het dalk die Here verlaat, profeet, u het dalk die Here verlaat, apostel, u het dalk die Here verlaat. Ek wil vir u noem, staan op in Christus. U was kragtig in die Here en God kan u nog meer kragtiger maak in Christus. Dit is nou u tyd om op te staan in die Here Jesus Christus. Ons ken nie mekaar nie, maar as u op hierdie opname afkom, as u op hierdie program afkom en u luister na dit, gee kans en luister nie na my woorde nie, maar luister na God se woorde. Hier sê Paulus, hy sê God het nie vergeet nie, die Here vergeet nie sy kinders nie. U het dalk vergeet van die Here, maar die Here het u nie vergeet nie. Die Here het u nog altyd lief, net soos u is, en hy is nog altyd in staat om te vergewe. U moet net bely en laat staan en die Here aanvaar en God erken en die werk van die Here voortgaan in Jesus heilige naam. Ek wil u so bemoedig, my liewe broer, my liewe suster, die Here sal u seën as u bereid is om vandag weer die kruis op te tel. Die Here, hy het u lief. Die Bybel beskryf vir ons hierso, hy sê God is nie onregverdig nie. Hy sal julle werk nie vergeet nie en ook nie die liefde wat julle vir sy naam betoon het nie. Die Here sal nie, hy het nog nooit die werk wat u vir hom gedoen het, hy het dit nog nooit vergeet nie. Die Here het nog nooit dit wat u vir hom gedoen het vergeet nie. U weet wat 'n werke u in Christus gedoen het en hy het dit nog nooit vergeet nie. En die liefde wat hy vir sy naam betoon het. Daardie liefde wat u het vir Christus se naam, daardie liefde, daardie passie om die evangelie van God te verkondig, die Here vergeet dit nie. Hy weet wat jy beteken in sy koninkryk. Die vyand het net 'n kans gekry om in te kom, maar hier is die Here vandag en die Here wil u weer optel. Ek wil u vandag bemoedig, staan op in Christus. Moenie laat die vyand u daar hou nie, maar staan op in Christus. Ek is Pastor Newton Bester. Die Here wil u optel. U is vry as u vir my 'n boodskap kan stuur.
u sal my telefoonnommer op die program, op die televisieskerm sien daar, en u is vry om my te kontak op WhatsApp, en vir my te vra dat ek saam met u moet bid. Ek is bereid om saam met u 'n gebed te doen, dat die Here u moet uithaal. Vader, dis in die naam van Jesus Christus wat ek vandag bid, my God. Ek bid, Here, vir hulle hemelse Vader wat afgedwaal het, Here, u kudde, my God. Here, u verlore seuns, Here, u verlore dogters, Here, u skape wat afgedwaal het, my God, hemelse Vader. My gebed is dat u hulle weer die krag sal gee om op te staan. My gebed is dat u hulle tot hulle sinne sal bring, Here, om u weer aan te neem, Here, en te dien met 'n passie, met liefde, met 'n ywer, my God, in die kragtige naam van Jesus Christus, want u, my koning, is heilig, u is magtig, u is wonderbaar, en u is in staat, hemelse Vader, om hierdie wonders te verrig, Here. Daardie pastoor wat vandag voor hierdie skerm sit, Here, daardie godsvrou, daardie godsman, hemelse Vader, Here, daardie apostel, Here, daardie oudeling, my God, Here, tel hulle vandag op, my God, Here, daardie jeugleier, my God, hemelse Vader, tel hom vandag op, Here Jesus Christus, daardie jeugsuster, my koning, Here, tel hulle op, hemelse Vader, bring hulle lewens weer, Here, tot hulle sinne, my God, Here, dat hulle weer geanker sal wees, Here, in u, my God, Here, dat hulle weer sal weet, u is die fondasie, Here, onder hulle voete, my God, hemelse Vader, maak hulle skouers breed, Here, dis manne en vroue, Here, met ruggrate, my God, Here, u woord sê, u soek 'n man en 'n vrou, my God, wat 'n muur kan bou, my koning, openbaar u heilige hand, my God, Here, en rig hulle op, my koning, in die heilige naam van Jesus Christus. U is magtig, my God, Here, hulle is lewende stene, Here. My God, u woord sê, Here, en die steen wat hulle verwerp het, Here, het die belangrikste steen kom word, my God. U is die hoeksteen vandag, my koning, Here. Rig ons broers en susters, Here, wat afgedwaal het, bring hulle terug, rig hulle op, my God, dat hulle u kom dien met liefde en vrede, my God, Here, en 'n passie en 'n ywer, Here, want daar is so baie, Here, daar is so baie talent in hulle, daar is so baie, hemelse Vader, Here, gawes in hulle, my God, openbaar u heilige hand, in Jesus naam, met alle danksegging, my koning. Amen en amen.